Ok, so, wat die Dawid-reeks betref, het ons al gepraat oor roeping. Ons het gesê, God het vir Dawid kom roep, daar in 1 Samuel 16, ek hoop julle lees so 'n bietjie saam deur Dawid se storie, dat julle ook die reeks meer kan geniet, en dat God ook vir jou roep en vir jou lewe baie spesifieke doel het, en dat God vir Samuel sê, hey, ek kyk anders as julle mense, ek kyk na wat binne iemand se hart gebeur, en die week daarna, het ons saamgesels oor mense, gesê, as ons ook lees in Johannes later, dan sê, jy kan nie sê, jy aanbid God, maar jy het nie goeie verhoudings met mense nie, jy kan nie sê, jy is lief vir die Here, maar jy het nie liefde vir die mense om jou nie, daai twee loop hand aan hand, en die belang van mense in jou lewe, en dat mense deel vorm van jou storie. Vanaand praat ons oor vrees, sodat ons kan gereed wees, om volgende week oor verhoudings en mislukkings te gesels. Ok. So ek het gedink, het sal goed wees as ons bietjie gesels oor 'n paar woorde wat julle dalk ken. Wie weet wat is nomofobia? Dis die vrees om buite self in opvangs te raak. Dis reël nie. Dit hoef my nou fout. Ja, dit het 'n bietjie weggegee daar. Meer dink ek onder skolies as onder julle, want julle het internet, julle kan mekaar oral kry, maar ja. Homofobia, wie van julle ken dit? Dis 'n vrees, as jy dit het, kan jy glad nie in 'n dameskoshuis bly nie. Glad nie. Dis die vrees vir los random hare, daai wat in die pad het gestoor. Ek ken daai. Toe ek hier in die koshuis was, altyd as hulle vee, dan sit 12 mengsel tussen stof en hare, dan sit dit ook in die holvolle gedoen. Ek weet nie wie dit actually doen. Maar dit was seker hare so. Dis actually 'n legit vrees. Ek wil dit sê. Meer mense in af. Dan is daar vrees atazagorafobia. Ken julle dit? Dis eintlik net die slim naam vir vergeet my nie. Dis die vrees om vergeet te word. En julle hom? So volgende oop dag vir julle, daar's vir julle 'n tema en 'n nuwe naam. Wie van julle ken abluktofobia? Julle het dalk vriende wat aan abluktofobia hulle. Dis die vrees om te bad. Alle seentjies sê dit. Alle seentjies lei aan met opgroei dit hopelik nie noodwendig nie. Dan is daar 'n ander vrees, ergofobia. Ken julle dit? Dis iets waaraan meeste van julle wat nou al 6, 7 jaar is, nou al graad op graad het, en nou bekommerd is, want daar's nie nog iets om te swat nie. Julle het hierdie, dis die vrees om te werk. Die vrees vir die werksplek. Actually, dit vrees. Soos jy nog jaar op bly, jou pa moet nie in op dit nie, tyd vir die diagnose. Dan is daar nog 'n lekker ene, die daskalynfobia. Die daskalynfobia. Nou, ek gaan net dit sê. As jou deelname nie goed is nie, wil jy aan hierdie lei. As jy nog nie hierdie gebruik het nie, hierdie is jou geleentheid. Hierdie is iets waaraan alle studente moet lei. Dis die vrees om in 'n klaskamer te sit. Die vrees om klas by te woon. Dis actually 'n legit vrees. En ek voel jy sê jy kan nie teen jou diskrimineer as jy aan lei. Jy weet net eers kan uitbreek. Om te sê waar jy lei, nee. En dan natuurlik is daar die siekte van ons tyd. Dis ook 'n vrees. Dis 'n legit vrees. FOMO. Fear of missing out. Nou, ek het dit goed gedink dat aangesien ons nou trendsetters is die wat dan laat ons eie vrees vanaand kan uitdink. Moet ek net dit vir julle? Nee, so ons het ons eie fobie op die pik. Ons noem dit sempixenfobia. Dis die vrees om 'n senior te wees op die pik wat single is.
om met my pik toe te gaan. Hulle lyk so 'n bietjie so met 'n senior op hulle kop. En dan is die tweede en derde jaar so, maar is bang om pik toe te gaan. Dis 'n stupid ding, bang wees man, dis nie so erg nie. Maar niemand weet in hulle harte voel eintlik, ek is al tweede, derde jaar en sover het ek nog net pret gehad op die pik. Ek weet nie of gaan ek kering kry vir daai nagraads nie. So nou sê hulle vir hulle ouer vriende, hoe het jy nou die neers M gedoen, want ek is bietjie bang ek gaan nie kering kry nie. En dan sal die neers M sê net so, ag nee, kies nou maar. Dis nie so erg nie. Jy sal jou graad kry. Ek sien baie mense van graad, hulle is regtig nie almal so slim nie. Om een of ander manier, hulle kry dit eventually. Party dink jy is hier om van hulle kind te kom met graad van, dis hulle. Eventually kry jy jou graad. Maar wat jy nie weet nie, is daai meneer se student is eintlik bitterlik bekommerd. Hulle het eintlik ergofobie. Hulle is bang oor daai werk wat hulle moet gaan doen volgende jaar. Gaan hulle werk kry? Gaan hulle daarvan hou? Gaan hulle aanpas? Waar moet hulle gaan? Waar moet jy aansoek doen? Al hierdie vrese, al hierdie bekommernisse. En hulle gaan vertel dit vir hulle ouers en hulle ouers sê so, ag nee man, dis regtig so erg. Jy sal 'n werk kry, nie daar worry nie. Maar meanwhile, back in the round is jou ma bekommer en jou pa bekommer oor 'n klier wat geswel is waarvan hulle nog vir niemand vertel nie, maar eintlik met 'n vrees in hulle hart leef. Almal van ons het iets waar ons bekommerd is, bang is, voor vrees. Dit is so deel van menswees. In feite, een van die heel eerste emosies wat ons van lees in die Bybel is vrees. Adam en Eva, moet ek 'n ander volgorde sê. Eva en Adam eet van die appeltjies. Wat doen hulle ontdek hulle skaal en dan is hulle bang. So, pas op vir kaal mense, dit is skerp. Wat lees ons deur gaan loop in die tuin en hy roep vir Adam en Eva en hulle kry weg en hy sê kom kry julle weg en hulle sê ons het van die vrug geëet wat ons nie moes nie en agtergekom skaal en ons het bang geword. Een van die heel eerste emosies wat ons van lees in die Bybel, vrees. En dit loop reg deur tot aan die einde in Openbaring 21 wat as jy nie weet die tweede laaste hoofstuk in die Bybel is en daar lees ons van die nuwe hemel en die nuwe aarde en daar staan elkeen wat die oorwinning behaal sal alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees, maar die wat bang geword het en daarom ontrou geword het is die wat losbandig geword het, moordenaars is, onsedelik, bedrieërs, afgodsdienaars en die leenaars en hulle lot is in die poel met die vuur en 'n tweede dood. So wat lees ons tussen Genesis en Openbaring? Aan die een kant in Genesis, vrees is die gevolg van sonde. So vrees as gevolg van sonde is in Genesis en in Openbaring lees ons weer van sonde as gevolg van vrees. Die twee speel so in op mekaar. Hulle is bang omdat hulle sonde gedoen het en uit ons vrees uit, aan die ander kant, doen ons dit wel sonde. Ons gaan nou 'n bietjie oor dit gesels. So deel van jou mens wees. Jy hoef dit nie te herken nie. Weet jy as jy bang is nie, ons nie vir jou vra nie. Maar jy weet. Die feit dat Jesus bang was, is een van die tekens wat vir ons so sekerlik sê dat hy volkome mens was. Die aand voor sy kruisiging in Getsemane is hy so bang en benoud, hy sweet bloed. Wie van julle het al bloed gesweet? Dan was jy nog nie bang. Was jy nog nie benoud nie. Bang vir sy lyding en dood. Miskien is dood een van die mees algemeenste vrese, universele vrees wat ons almal deel. Jesus, volkome mens, beleef vrees. Die teenvoete wat ons gekry het, dit wat God vir ons gegee het, waarmee ons vrees kan beveg, is geloof. Dis die enigste teenvoete vir vrees, geloof. Geloof in wat? Geloof in God. Geloof dat God is wie hy sê hy is. Geloof dat hy kan doen wat hy in hierdie boek beloof hy kan doen. Geloof dat hy actually belangstel in jou en in jou storie en in jou lewe en nie net iets kan doen nie, maar iets wil doen aan jou omstandighede. Geloof is die teenvoete van vrees. Nou dit bring ons by ons held, Dawid. Ek maar die bank op die af op sy. Dawid. Ons praat van hom as dapper Dawid. Dit sê lekker, hè? Dapper Dawid was bang vir
niks. Maar as jy deur Dawid se storie gaan lees, dan kom jy agter hy moes eintlik maar baie keer groot vrees ervaar het. Want as hy nooit bang was vir niks nie, dan was hy dom Dawid, ek seker of. Hy moes vrees geken het. Gaan lees bietjie deur Dawid se storie, gaan lees deur die psalms. Vandat hy 'n klein seentjie was, gevare in die veld, situasies waar hy tussen die leeu en die beer en die skape moes staan. Party van ons is bang vir groot katte, kampuskatte. Ek kan nie donker hier loop nie. Dawid staan tussen die leeu en die beer as 'n seentjie, hy moes bang gewees het. Dawid op pad na Goliat toe. Hy moes bang gewees het. Almal daar is bang. Sy bang was nie, was hy dom. Dawid veg as 'n soldaat nadat hy vir Goliat oorwin het in die voorste linies van Saul se leer. Hy storm vyande met 'n leer, met duisende wat hulle oorweldig. Baie keer is hulle erg outnumber. Mense wat staan en skree met spies en swaard in die hand en Dawid storm voor in die eerste linie. Ons lees Dawid moes 4 jaar vlug en wegkruip vir Saul. Wie wat nie bang is nie, kruip weg. Sê vir my dit. Ek is nie bang nie, ek gaan net 'n bietjie die agterweg kry. Maar ek is glad nie bang nie. En so gaan dit aan, en selfs aan die einde van sy lewe lees ons die storie van Absalom, sy seun wat hom wil doodmaak, en Dawid vlug vir sy seun, sy eie hand nie. Lees bietjie die psalms, dan hoor jy woorde soos angstig, help my, red my, verlos my, wees by my. Klink dit soos woorde wat met vrees gepaard gaan of nie? Ja, Dawid het vrees geken, en iewers in sy lewe moes hy 'n perspektief op dit gekry het, wat hom aan God anders laat dink het. Ons het af mekaar gesê, ons kan net in beelde aan God dink, by julle dit. Ons kan maar net God probeer verstaan binne die terme wat ons ken. En iewers het Dawid iets gesnap, en hy kry 'n beeld van God, en hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dawid was self 'n herder, weet dit. En hy moes iewers in sy lewe dit geleer het. In die eerste plek, hoe dink 'n herder? En in die tweede plek, wat doen 'n herder? Baie beter as wat een van ons dit sal. Wie van julle was al 'n herder? So, die woord herder is, jy weet ook nie dadelik definitief, dis presies wat 'n herder doen. Dawid weet. En ek dink nogals, miskien is dit iets wat oor tyd gegroei het, dat hy al aan hierdie gedagtes begin dink het, en hy het later in sy lewe dalk die Psalm geskryf het, maar hy het al hierdie gedagtes gehad, dalk al toe hy teen Goliat geveg het in die veld was, dat hy iewers op 'n stadium gesit het, voor hy hierdie Psalm geskryf het, in 'n grot, dalk is hy besig om vir Saul weg te kry, ek weet nie, in een van sy oomblikke van doodsbenoud wees, van groot vrees, hy sit en ek dink, ek staan maar nie soos 'n skaap, ek sit in useless, hier sit ek in die grot. Ek kruip nou weg vir Saul, hy is 'n ou man. Kyk hoe magteloos is ek. Ek kan niks doen om myself te help nie. Hoe gaan ek hier uitkom? Hoe gaan ek hier wegkom? En dan gaan ek net maar, wat moet 'n skaap? Want 'n skaap is useless, is reg so. Hy is lekker op die rooster. Maar nie so lekker op die veld nie. As 'n skaap op sy eie moet wees, sal hy gaan nie lank hou nie. So, 'n skaap is weerloos, 'n skaap is afhanklik van 'n herder vir sekuriteit, vir sy hele lewe. Ek is net 'n skaap. Ek dink dis wat daar ek is net 'n skaap. En dan dalk verder gedink het,
Maar hoe oorleef skape? Hulle het 'n herder. 'n Herder kyk na hulle. So ek word 'n herder, maar ek het 'n herder. Die Here is my herder. Ek kom nie skuld nie. As ek nou dink die pad wat ek al gekom het, die nou ontkomings, hier kry ek in 'n grot weg, hier kom Saul in die grot in. Hoe naby is dit nie? Hoeveel keer was ek nie so naby aan die dood, as iemand my nie gehelp het, of as die Here nie ingegryp het nie. En dan skryf hy hierdie amazing lied, hierdie amazing gedig. En dis so 'n wonderlike gedig, dit spreek tot mense se harte oor eeue en generasies heen. Is dit nie so nie? Wie van julle ken Psalm 23? Okay. Maar duidelik is wat ek sê nou nie waar nie. Dit is nie so bekend Psalm. Wie van julle ken Psalm 23? Maar kom nie. So Psalm 23 is so bekend dat selfs mense buite die kerk ken dit. Dat dalk nooit kerk toe sou gaan nie. Hulle gaan ook nie weet wat se Psalm nie, maar as jy die woorde vir hulle gaan begin sê, gaan hulle weet. Okay. Ja, ek het al dit gehoor. In die verlede moes die kinders op skool dit uit hulle kop uitleer. Tot vandag toe, waar mense op hulle in die doodslikke is, die laaste oomblik op hulle sterfbeddens lê. Dominee, lees dit vir my Psalm 3. Ons vind ongelooflike knoos in my woorde, dat al weet ons nie eens noodwendig wat 'n herder is nie, die begrip is so goed, en dit wat Dawid sê, is so mooi saamgevat. Dit spreek tot mense se harte oor eeue heen. En daar omdat hierdie gedig gaan oor God wat voorsien, oor God wat beskerm, oor God wat seën, oor God wat naby is, en selfs in die oomblik van jou grootste vrees, wanneer jy die dood in die oë kyk die dag, die behoefte om te weet, maar die Here is hier. Hy is naby. Oor die eeue. Dawid het iets gesien en verstaan van wie God is. En vanuit hierdie verstaan was vrees nie meer vir hom 'n faktor. En omdat Dawid dit gesnap het, kon hy al hierdie amazing goed doen wat van dapper Dawid gemaak het. Franklin Jones het gesê, moed is wanneer jy die enigste een is wat weet hoe bang jy is. As jy net kan sien, niemand sien hoe by jou bene nie. So Dawid, net hy het dit reg gekry. Ons almal dink, nee, dit was niks bang. In Johannes 10 vers 11 kom Jesus en Jesus sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Is dit nie amazing dat Jesus kom en dan as hy 'n beeld moet kies vir homself, dan kies hy ook die beeld van herder. Dan kom sê hy, nee, maar Dawid het daai tyd iets beter gehad toe hy gesê het, die Here is my herder, want dit is presies wat ek is. En ek lê my lewe af sodat ek my skape kan beskerm en kan red. En dan lees ons later in Hebreërs 13 dat hy skryf, God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. So die herder het nie net sy dood afgelê, sy lewe afgelê en gesterf vir sy skape nie. Hy het die dood oorwin en staan steeds by sy skape, tussen die leeu en die beer en sy skape. So maklik is om te gaan, so hy het sy lewe afgelê vir ons, maar nou is die herder weg, wat nou? Ja, vers 13, selfs na Jesus se dood, praat ons van hom as die herder wat hier is en sy kudde beskerm. Hy leef steeds. En dan weer, hoor hoe mooi trek die Bybel dit deur. Lees ons in Openbaring 7 dat daar 'n geleentheid is waar daar 'n menigte mense uit al die volke is bymekaar kom en hulle is besig om te aanbid. En dan vra Johannes op 'n stadium vir een van die ouderlinge daar is, maar wie is hierdie mense met die wit klere wat aanbid? En dan sê die ouderling vir hom, dis die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en dors kry nie, die son sal hulle nie brand nie en die hittegloed ook nie, want die lam wat in die middel van die troon sit, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine wat die water van die lewe is, lei. En God sal al die trane van hulle afdroog. In Openbaring, wanneer Johannes 'n beeld kry van wat gaan gebeur in die oorwinning in die eindtyd, die dag wat ons in die hemel kom, sien die lam op die troon en hierdie lam is die herder.
wat vir sy skape wat verdruk is, wat vrees gehad het, wat swaar gekry het, strome lewende water sal gee. Is dit nie amazing nie? Dat die hele Bybel deur hierdie gedagte wat Dawid gehad het, sien ons weer en weer. Die probleem is, as ons praat oor vrees, en ons almal het vrees is 'n wapen in die hand van die vyand. Want die duiwel is niks anders as 'n glorified terrorist. En dis wat terroriste doen, hulle voer 'n skripbewind, is dit nie so nie? Hulle het ons nou al so ver, dat as jou rugsak vir 2 sekondes alleen is op die lughawe, duik hulle jou as jy nader na hom toe kom, so bang is ons vir rugsakke. Deur mense bang te maak, beheer hulle, en die vyand, die groot terrorist, doen dieselfde. Ons sê iemand is lam van vrees. Vrees maak jou oneffektief in die koninkryk van God. Dit maak jou lam in die koninkryk van God. Dit hou jou weg van jou roeping af. Dawid se storie is 'n wonderlike voorbeeld juis van dit. Omdat hy vrees kon oorwin, deur sy geloof kon hy amazing dinge bereik. Vrees is wat die vyand gebruik om te keer dat jy moet wees wie God sê jy is. En vrees leer vir jou woordjies soos net nou en wat as. Nie net nou soos in later nie. Net nou en wat as. En ons sê dit in Openbaring gelees, vrees, dit waarvoor jy bang is, enorme impak op jou lewe. Ons doen sonde as gevolg van vrees. Maar net nou gee ek weg vir die wat nodig het en dan ek nie genoeg nie. Wat as ek vir die ouens op my gang vertel wat ek dink die regte ding is om te doen en hulle maak dit nie meer vir my lekker om hier te bly nie? Net nou sê ek vir my kerel nee, ek wil nie en dan is ek sympatofobia wat ek al het. Dis nog nie, sal ek nog leer. Ons doen baie keer sonde uit vrees. Ons mis ons roeping, ons mis God se droom vir ons lewe uit vrees uit. Ons is bang, ons vat nie eers kanse nie. So die Here wil jou oprig as 'n leier, maar ek staan nie vir die IK of die HK of die komitee nie, want net nou kry ek dit nie. Of wat as hulle vir my lag? Ek gaan nie aansoek doen vir daai awesome geleentheid wat die Here vir my gee vir 'n werk nie, want net nou kry ek, net nou is ek nie goed genoeg nie. Wat as dit nie uitwerk nie? Wat as dit nie gebeur soos wat ek hoop nie? Ons mis uit op God se doel met ons lewe, omdat ons bang is. En die vyand laai dit. Ons geloof lei onder ons vrees, want omdat ek twyfel, vertrou ek nie vir die Here nie, so ek leef nie in verhouding met hom nie, en ek vat my hele lewe uit sy hande uit en sê, I've got this. As dit by my is, weet ek ten minste, dis okay. Ek ken my beperkings. Vrees hou ons terug. Rick Warren het eendag gesê, vrees is die tronk wat jy self bou en wat gaan sorg dat jy nie gaan word wat God wil hê jy moet wees nie. Jy moet die wapens van geloof en liefde daarteen gebruik. En ek dink hy het in Johannes 4 gelees wat sê, die liefde het sy doel volkome bereik, ons het niks om te vrees nie. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Hoe kom jy oor hierdie goed waarvan ons praat? Deur geloof in God en die liefde van God. Geloof in God dat hy is wie hy sê hy is en dat hy jou lief genoeg het om sy seun vir jou te gestuur het. Dawid het iets van dit gestap. Dawid kon vrees oorwin. Nie ontkom nie, nie ontwyk nie, oorwin. Hoe lyk jou storie? As jy die goed hoor, hoe lyk jou storie? Waar lê vrees jou nog lank? Waar is daar sonde in jou lewe? As gevolg van vrees. Waar mis jy tans jou roeping? As gevolg van vrees. Waar lyk jou verhouding met die Here nie so great nie? As gevolg van vrees
en twyfel. Ek kan nie uit hierdie boot uit klim nie, want al wat ek sien is die storm en die water. Enigste teenvoete, geloof. Hebreërs 11 vers 1 en hulle baie goed sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Hoor jy wat die teenvoete van vrees? Ons het hierdie week wat verby is, Hemelvaart gevier. Ons het gevier dat Jesus Christus op die troon sit. Ons het laas kwartaal lank gelees oor Kolossense, maar daar staan oor Jesus Christus wat die oppergesag is, die soewereine heerser oor elke ander mag en gesag. Paulus skryf in Romeine 8 'n baie bekende teks en dis die Nuwe Testamentiese Psalm 23 en hy sê niks op hierdie aarde, niks aan die kant hierdie aarde, nie die dood nie engele nie, die bose magte nie, niks wat met jou kan gebeur of dit wat jou kan uitdaag, kan jou skei van die liefde van God wat daar is in Jesus Christus nie. As jy in die Hemelvaart glo, dan glo jy, dis waar. Hoe hou jy dan vas daaraan? Ons gaan dit nou vier, die Heilige Gees. God sê, hier's wat ek gedoen het, jy moet dit glo, en jy moet dit vat, en jy kan vrees oorwin, en dis beginsel wat jy iewers gaan moet snap, en gaan moet kies om te oefen om te leef. En tot dan, en nog daarna, gee ek vir jou my Gees om saam met jou te loop, en my Gees sal hierdie woorde in jou oor fluister, luister vir hom. Ek kan dit nogal sien, dis op die DVD van die Bybelstorie. Hoe Dawid loop met sy slingervel en sy klippies. En hy sy klippies bietjie in sy handskommel, nee, dit klink of dit is wat so klingel, en dis nie sy broek wat weer. En hoe hy na Goliat toe loop en hierdie sê, die Here is my herder. Ek kon niks kort nie. Hy sal my die krag gee. Hy staan tussen my en die beer. Hy staan tussen my en die reus. Die Here sal my verlos. Die Here is my herder. Die Here sal my neerlê in groen weivelde. Kan dit vir my imagine? Dit gebeur. En op dieselfde manier is die Gees hier. En fluister die Here in jou ore hierdie selfde woorde. Ons het dit nou gesing. Jy kan maar uit die boot uitklim. Jy kan maar dit face wat jou bang maak en jou oë hou op die troon waar die herder sit. En hoor die Here in jou ore fluister. Ja, jy wat dink jy's te klein en te nietig. En jou ore vanaand sê, luister, jy kan braaf wees. Jy kan die vrees oorwin, want Jesus Christus sit op die troon. Jesus Christus het elke mag en gesag oorwin. Almal is onderworpe aan sy autoriteit. En ons het nou gesê, en die wind en die golwe ken nog steeds sy naam. Wat ook al jou wind en golwe is, hulle ken sy naam. Wat sê hulle, bravery is not the absence of fear, nee. Dis so waar van Dawid se storie. En ek hoop so vanaand, as dit alles vir hom nie ek jou kan los, is dat jy weet, Dawid was dapper. Maar Dawid was dapper, nie omdat hy nooit ooit bang was. Dawid was 'n dapper man oor dit wat hy gedoen het met sy vrese. Wil jy 'n man, 'n vrou, in God se hart wees? Is dit jou begeerte? Dan moet jy hierdie saak tackle. Dan moet jy geloof en liefde van die Here vra. Dan moet jy in die oë kyk. Geloof in God se almag. Vertrou dat hy lief genoeg is vir jou, met jou storie, met jou staf, lief genoeg is vir jou, dat hy ook vir jou vanaand sê, ek is jou goeie herder. Here, dankie. Here, dankie dat U sommer al in die begin, toe dinge begin skeefloop het gesien.